Eerstens, alle eer aan die Here, maar vanoggend toe inloop. En ek hoor daar die resonansie. En daai vibrasie van daai ongelooflike lied wat ons broer Bouwer geskryf het. En dadelik kry ek die gewaarwording in my gees. Die potensiaal van daardie lied is so onbeperkt in die koninkryk van God. En ek dink ek is nie ver verkeerd om te sê, dit kan 'n kragtige worship lied word. En alle deugdevolle werk sterf in die aanwesigheid van aanwysing. Alle eer eers aan die Here, maar wel gedaan my geliefde broer. Om sulke dinge te kan leer in my lied. Kom vanuit die derde hemel. Goed, as ek is nie skaam om vanoggend te kom en te bely en te getuig. Die Here is in die nag so wonderbaarlik besig met my, en ek glo julle hier in die kerk ook. En ek wil 'n paar dinge weer julle ken my hart vir julle lees vanoggend. Wat die Here my en God my letterlik in die aand wakker maak en sê, skryf neer, gaan en deel. Ek sit my liggaam om 'n powernap te vat, om hom net weer aan te sit, om gehoorsaam te wees wat hy in my hart en my gedagtes download. En dit borrel en dit vloei net. Onbeperk. Dit wat ek lees het in my nagwaak op hierdie Vrydagoggend gebeur, daar in my closet, my thirsty place. I choose to thank you, my Lord God, for everything you have ever done for me, ever and can, will and shall and wants to do for me forever and forevermore. I think, is this love? Yes, it is your indescribable, perfect, extensive, comprehensive, complete, unlimited, perfect love. Amen. And this stirs me to say thank you, Lord my God, and I ask you, my Lord and God, what can I do for you today? Het jy al in die oggend vir hom gevra, voordat die wêreld wakker geword het? Here, wat kan, sonder om net te vra, doen dit en dit vir my soos 'n inkopieslys, net vir hom te vra, Here, wat kan ek vir u doen vandag? My belewenis net, dit is ongelooflik behaaglik vir ons Vader, dat ons dit vir hom vra. En dis wat ek beleef het vanaand in my nagrus. Beleef vanaand in jou nagrus, in stilte onbeperkt, die onbeperkte geduld in sy teenswoordigheid. En God sal, kan en wil jou gebede onbeperk verhoor. Nie net 'n bietjie, onbeperk. Dit het geen einde.
die verhoring van ons gebede. Gee jouself oor onbeperk volkome aan God se onbeperkte sorg, sy onbeperkte genade en sy onbeperkte perfekte liefde. En dan moet jouself nie onbeperkt bekommerd laat wees nie. Want God kan, wil en sal onbeperkt volkome sorg vir jou en vir my. Want ja, hy is die onbeperkte groter geneesheer en jy sal kan en wil beperk sonder grense op hom vertrou. Amen. Halleluja. O, die Here is groot. Ek het net hierdie week net vir my gesê, lewe in my onbeperktheid. Halleluja. Johan, jy dien jou mense hier by Bradel dien 'n unlimited God. En hy sê vir my vanoggend, do not quit. Do not give up. Rather try something and fail, but never fail to try again. I'm the God of second chances and starting over. Why do I believe this? Why, yes, because I serve a limitless, unfailing God. He can, He will, and He shall, and He wants never to fail you. So now be unlimited persistent until you, me, can, shall, and will be unlimitedly consistent. En kyk net wat gebeur. This kind, he's a rewarder. This kind of resistance and consistency can, will, and shall produce and improve your and my discipline unlimitedly. And even this kind of discipline will, can, and shall produce unlimited results in your and my life. Wow, wow, wow. Yes, we, me, you, I serve a limitless God. Hoor wat sing Bouwer. We can't curse His unlimited blessings upon us. Yes, we, me, I, you must and have to resist the devil, the evil one, because he goes out to devour, to kill and destroy extensively, comprehensively, and completely. But you, me, I, in the presence of God, can, will, and shall tramp on his head with the heel of my foot and destroy his head, and eventually kill his tail completely. Boeta, die liggaam van Christus, die kerk, het 3 fondasiepilare. En die leiers in die kerk staan nie uit teenoor dit, hulle pas in. Daardie 3 pilare is gebed, fervent, righteous prayer, and indescribable passion for the lost. Tweede ene, die derde ene is to experience the extremely unlimited power of the omnipotent Spirit.
He goes out also to destroy, to kill and to devour those three foundational pillars of the church, namely prayer, passion for the lost, and the unlimited power of the omnipotent Holy Spirit. And this we, me, I, and you must not allow and stand out against it, and not by fitting in, not by might, but by the unlimited power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Glory. Hey. En dat net weer met die genade van die Here het in my gestig en gerig, naas om die woord na hom toe terug te lees, en so ook om hierdie opgedigte liedere opgeteken van die psalms in die liedboek na hom toe terug te lees. En ek raak net so bewus as ek het doen. Hoe sit hy daar langs sy vader aan die regterkant, en hy buig sy kop neer af as ons in Andrei en Bouwer en oom Willie ook hierdie woord teruglees na hom. He listened so attentively to our still, small, soft voice. And it's so pleasing to him. En dan waarsku hy ons in Psalm 37 van die liedboek, die wat oneerlikheid begaan soos gras, sal hy gou vergaan. So kwyn wie kwaad aan ander doen, soos gras, al was dit ook hoe groen. Waarom sal jy jou dan ontstel en oor hulle wangedrag jou kwel? Doen dit wat goed is, soos dit hoort. Moet nooit ophou om goed te doen nie. Boeta in my tyd in die woestyn en die wildernis, en die duiwel my so versoek om op te hou, om goed te doen. Moenie laat dit, die kwaad wat iemand jou aandoen, jou weerhou om op te hou om goed te doen. Soos Daniël langs Nebukadneser, wat sulke weersinwekkende goed uitgespreek het teenoor Daniël se God, en wat hy ingeroep is om daai drome van Nebukadneser te verklaar. Hy staan langs hom. Ek dink, wat sou ek doen? Ja, ek gaan vir u sê wat is die uitleg vir u drome, want u gaan nou kry wat u verdien. Nee, wat doen hy? En hy sê, my koning, die response of grace, daar langs hom. En dit wat ek sê, gaan oor u. En ons weet wat dit met Nebukadneser gebeur. Maar Daniël het hom nie gekurs nie, hy is span, hy het gereageer met onbeperk groter genade. Isak Burger sê so mooi, God se genade is vir ons, his own, is nie net groot nie, dis groter, onbeperkt groter. Om kwaad te word, moet jy vermy. Jou onskuld bevestig hy, het gesterk vir jou in die kruis. Die mens wat oneerlik is, word uitgeroei en uitgewis. Die goddelose, dwaas van geaardheid, hy span sy boog,
Hy trek sy swaard. Die ondergang word nagestreef. Hulle wat regverdig lewe. Hoor net wat sê hy, Psalm 68 van die die eensames ontferm my om. Die wie en die wees. En in hierdie dae moet hierdie Euphoria oor die vreemdeling. Ons moet vreemdelinge behandeling so stief. Die wees en die wees. Ons was self vreemdeling teenoor Jesus voordat ons hom leer ken. Ons was self saam met Moses en die Israeliete vreemdeling in Egipte. In die skrif kom het, ons moet die vreemdelinge ook akkommodeer in die land, want niks wat ons nie behoort aan hom, behoort aan ons. Dit behoort aan hom, soos jy die mooi bordjie hier voor my draai, sê selfs die beeste op die wereld. Selfs die verlorenes, selfs die Satan besetenis, die duiwel aanbidders, selfs die Jode, selfs ek en jy. Dis iets om oor te weet, om aan die lewende God te behoort. Vers 3 van Psalm 68 in die lied. U het met krag die volk gelei deur die woestyn en hulle bevry. Die aarde het gebewe, u het die volk vir u bestel in oorvloed. U is die God van Israel. U het die droë land laat bewe. U het die land met reën deurtrek. En dit toe u aan die volk geskenk het. Die beloofde land as hulle eie woning. Voorvlugting in hul nederland is leers uit mekaar gejaag. Vir hulle geveg, hoe magtig ook hulle konings was. Loof dan God, die God wat deur sy krag ons dra en help van dag tot dag. Hy is vir ons 'n redder. Dis hy wat ons in donker gevaar beskerming gee en ook bewaar, maar sondaars op verpletter. Ons sien u in u heiligdom. In vreeslike optog kom ons haal die belofte, hy kom terug. Moet God, my God, Halleluja. u is my koning. Die stamme loof u in 'n koor, die leiers van die volk loof u in optog na die koning. Wat belangrik is net, is om in terrie te wees, en om deel van die remnant te wees is om op te staan, om daar te wees as die res slaap. As die stad slaap en ons is wakker, al is ons 2 of 3, al is ons 4. Ek weet van 3 manne wat in 'n vuurwind ingegaan, terwyl daar 500.000 ander manne in Babylon was, het 3 besluit om nie te buig. Shadrach, Mesach en Abednego. Kan jy een van hulle wees vanoggend wat sê, Vader, Lord, I am excited. Daar's 'n
Chris, daar's 'n tweede stem wat opkom, hoor. Riboshikenda ribochora. Thank you, my good God. We praise your mighty name. We praise your mighty name. To be a Shadrach, Meshach, and Abednego this morning, who refused to bow before the King, because our King, our God, is much greater. Wanneer besef ons wat dit is vir hulle om in 'n voor 'n vuurwind te staan en 'n keuse te maak. En ons gaan weer voor daai keuse staan. So ons is nou tyd om jou voor te berei, to prepare yourself to be a Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego for the Lord. And it's only His Holy Spirit that can pray. Only His Holy Spirit. Only His Holy Spirit that can stir up in your spirit, to awake your spirit, to make you joyful this time of the day. Even if you have tarried before, from 12 o'clock, even if you tarried at 3 o'clock in the midnight hour, you've come in when the rest of the city, the rest of this nation is sleeping. What's happening here, what the Lord is doing in this place and in the city, is not happening all over South Africa. I believe maybe there's a portion, other portion or two or other places that's coming in this time of the day. It's much easier to go out on a Sunday morning, 9 o'clock, 10 o'clock, go out to church and worship Him, sing a couple of songs, but for to be set apart is to say, Lord, I'm doing this for you, because of my love for you. I'm pressing in for the higher calling. I'm pressing in for the higher calling. That is only in Christ Jesus. We are pressing in for a higher calling. There is a reward, not from this world. There is a higher reward. There is a reward in heaven waiting for you, for pressing in for the higher calling. Residenda. This brother of us, a couple of weeks ago, he was here in front, and we put the red blanket over him, and we anointed him and his friend. Now his friend is not with us anymore. He's still alive, but he's now with the Lord. The Lord has taken him up. In a moment He has taken him up. No more sleepless nights, no more cold, no more persecution. He's forever with the Lord. So at the right place, at the right time, our doors were opened because of His mercy and grace, and we have allowed him 5 o'clock in the morning to come and look for some place that is might be a little warmer, and he found Jesus Christ here on the altar. His Redeemer, His Savior. Now he's with the Lord. He's waiting. He's waiting for us. He's preparing the way for you, my brother. That's behind. That stayed behind. He's waiting for you. But now he's with the Lord. Father, we praise your mighty name. Nummer 22 van Balak en Biliam. En dit is 'n belangrike deel in die skrif. En hy het alles vir die rekenaar ingevoer, geprosesseer, orkes saamgestel, en hy het vir ons hierdie lied saamgebring. Alles. Ons prys Jesus, hy is deel van ons, en ja, kom ons speel hom weer daar, Chris. Maar dit is so belangrik. Hoor net die woorde. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. What God has blessed.
is No blessed. one can Kom ons curse. staan. Praise His name. Across the plains of Moab's land, Oh, glory to your King. King Balak feared God's mighty hand. Oh, yes. He called for Balaam, come with haste, Oh, yes. bring down a curse on Israel's race. But heaven spoke before he arrived. Oh, hallelujah. Stand on my blessed side. Do not curse whom I have seen. My covenant shall not be repeated. Oh, God has blessed. No one can curse. No power on earth can change His word. Though kings may scheme and darkness rise, His promises will never die. What God has blessed, no one can curse. His faithful stands first and last. From age to age, His truth endures. What God has blessed shall stand forevermore. 3 times they climbed the mountain high. 3 times the altars reached the sky. Balak waited, hoping still, but God alone declared His will. How can I curse God and cry? When God Himself is on their side, He has blessed. I cannot reverse. No man can change the Father's words. What God has blessed, no one can curse. No sorcery, no dark decree can steal what God has promised me. No weapon formed, no enemy can break His holy destiny. Though Satan seeks another way to lure God's children far astray, His grace still calls us to remain walking faithful in His name. what God has blessed, No one can curse. Christ is broken every curse. By His blood we're called His own. His Spirit makes our hearts His home. What God has blessed, God is blessed. no one can curse. No one can curse. Covenant forever lasts. He is faithful, strong and sure. What God has blessed shall stand forevermore. Behold, I have received a command to bless. Hallelujah. Praise Jesus. And I cannot Thank you, Lord, for this morning. Dankie. Thank you, Jesus. Dankie, Here, vir hierdie oggend. Ons wil die naam kom groot maak. Dankie dat U vir ons die genade en die krag gee, dat ons kan indruk, dat ons indruk om nader aan U te wees. Dankie dat ons in die gaping kan staan vir 'n land en vir 'n nasie wat U geroep het voor die grondlegging van die aarde. Suid-Afrika het U geroep, Afrika het U geroep. Daar's soveel profetiese woorde oor dit gespreek. Ons glo dit en ons staan daarop en ons beleef dit. Ons is die tyd waarin ons ingaan en ons maak die naam van Jesus groot. Dankie vir die oggend. Heilige Gees, laat U woord lewendig word vir oggend. Vat net enige spreuke, vat my uit die pad uit. Heilige Gees, laat U woord die openbaring en die woord bring vir oggend en in ons harte, laat ons gereed is om dit te ontvang, want die tyd en die koms is naby en dis voor die deur. U is reeds gereed, die ruiter op die wit perd is gereed. U is gereed as bruidegom om die bruid te kom haal en ons is in 'n seisoen van dit. Daar's nie 'n dag en 'n tyd wat ons ken nie, want die dag en die uur ken U. Maar ons maak gereed vir die seisoen en ons is in daai seisoen wat ons die koms van ons koning voor die deur sien. En
En ons prys U. Dankie dat U ons geroep het na 'n altaar in House of Bread in die Bethlehem Gate in Afrika. En dis die oomblik en die tyd en die uur wat U vir ons gesê het om wagters op die muur te wees. En ons prys die naam van Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. Amen and amen. Amen. Manne, sit gerus. Jy klop van hulle. Okay, so my boetie Johan, hy gaan hom aan die einde gaan ek ons gee. Hy het sulke, jy weet as jy daai noodnommers kry in 'n telefoonboek, dan kan jy hulle mos nou bel. Die brandweer en al daai noodnommers dan 101 en 911. Nou Johan het 'n 911 uit die woord uit saamgestel. Jy kan hom in jou motor lekker hierbo sit en jy haal hom uit en jy kan elke dag 'n skrifgie of 'n woord vat en hom memoriseer, maar gaan net laat hy nou weer deel oor dit. So vanoggend in my hart is nie eers dat daar woord moet uitgaan nie, alles moet net vloei. En ek weet daar gaan 'n tyd kom waar die Heilige Gees net gaan vloei met die. Wat is jou vriend se naam? Herman. Nou tussen Robert en Richie, julle weet miskien, julle het op straat, hoe het hy gekom? Wie het hom gebring? Het jy hom hier kom kry? Yes, I got here gebroken. Then he brought you here. But he saved and he gave his life, Yes, surrendered his life to Jesus Christ. yes, sir. Who ministered to him? Pastor. And also, was he baptized or was he just lay hands on? I don't think he was baptized. Okay, alright, but so daar's 'n boetie wat van die straat afkom. Seker 5 weke terug. 5 weke terug, toe die priesterlike kleed oorhandig is. Het hy die oggend hier gekom, gesalf, toegemaak by die doek en Jesus Christus bely en aangeneem. En hy het gehoor sy vriend is intussen op straat, sy vriend is huis toe. Hy is na ons koning toe. En vir hom is dit baie traumaties en hartseer, maar om te dink daar wat hy nou is, het hy nie weer honger nie, geen slapelose nagte, geen koue, niks. Hy is vir ewig by die koning. Maar ons is net dankbaar dat die deure net oop was in 'n tyd wat hy 'n plek gesoek het om by die altaar sy hart te kom uitstort vir Jesus Christus en dit. So ons is op geleende tyd en ek wil net vanoggend dit woord deel oor 'n oorblyfsel. In die Engels is die woord remnant. Wie van julle het dit al, kom ons vra, wie het dit gehoor al, remnant? There is a remnant in the word of God. So daar het gehoor van dit. Maar dit is belangrik dat elkeen, hierdie woord is 'n woord wat ons in die laaste dae moet ken. En partykeer neem ek aan, almal weet van dit en dan kom ek agter, maar baie min het al gehoor van dit. Nou, omdat ons al 'n paar weke met in bereidskap met priesterskap besig is, vorm priesterskap, priesthood is part of the remnant of the body of Christ. Maar om net eers 'n fondasie te lê, wil ek net eers verduidelik waar dit vandaan kom. En dan kyk ons in Eksodus 26 by die tabernakel. So om iets te kry, om 'n woord, deel van die woord te kry, moet ons altyd na die fondasie toe gaan om te kyk waar het dit altyd die eerste keer voorgekom. En ons sal sien by Eksodus 26 verduidelik die woord hoe die gordyne van linne gemaak is vir die tabernakel. The curtains has been made from linen, it's woven, en dan verduidelik dit in die woord, en dan bly daar 'n deel oor, en ek gaan dit mooi prakties maak vir julle vanoggend. As ons hierdie pers kleed vat,
en ons moet hom afmeet en ons moet 'n gordyn maak vir die tabernakel. Hy is redelik groot. So wat gebeur? Jy vat 'n gedeelte en God kom, hy gee instruksie van die mates. En dan vat hulle die mates, maar dan sien hulle daar bly 'n gedeelte oor. En dan sny hulle dit af, die gedeelte. En die wat almal van ons het al te doen gehad het met hoe hulle met naaldwerk werk, dan is daar wat ons noem altyd in Engels die offcuts. Julle het al gehoor. Nou die offcuts is eintlik die remnant. Hier sê hy in Exodus 26, and the remnant that remained of the curtain of the tent, the half curtain that remained shall hang over the backside of the tabernacle. So die deel wat oorbly, moet in die agterste gedeelte van die tabernakel kom. Nie in die voorste gedeelte nie. Dis amper soos hierdie ouens wat in die agterkant van die kerk, hulle het maar net toevallig ingekom. En ek dink nou aan hierdie boeta wat nou net toevallig ingekom het, maar in God se woordeskat is daar nie toevallig nie. Maar hy was in die agterkant gewees, wat hy net hier ingekom het. Nou, om het verder te verduidelik, gaan kyk ons na Deuteronomy 32. En daar was 3 rebellies in die woord van God. Daar was baie meer, maar 3 expliciete rebellions in the word of God. First one, Genesis 3. Genesis 3 was dit Adam en Eva en Lucifer of Satan in die tuin van Eden, die eerste rebellie. Die tweede, Genesis 6, the sons of God, wat beteken die gevalle engele, 200 van hulle het afgekom op berg Hermon by Israel, en hulle het gemeenskap in die vrouens van die mense gehad. Dis feite, dis waar die reëse vandaan kom. So dis die tweede rebellie wat afgekom het. Die Watchers moes wag gehou het, en hulle het hulle eerste, the first estate, hulle het hulle eerste domein verlaat, hulle het in die aarde ingekom, en hulle het gesien die vrouens was mooi, die tweede rebellie van plaas. En die derde rebellie in Genesis 11 het plaasgevind met die toring van Babel. Met die nasies, en hulle het teen God gerebelleer en hulle die toring gebou. So is baie belangrik om te weet, daar was 3 rebellies in die woord gewees. En in Genesis 11 het amper hierdie klimaks bereik en God het gesê, nie verder nie, tot hiertoe nie verder nie. En nou moet ons iets verstaan, hoekom wat het gebeur. Hier was principalities and powers, wat ons in Kolossense en in Efesiërs 6 lees ons, magte en owerhede in die lig. In hierdie owerhede in die lig, wat ons vandag ken, wat baie in die swart kultuur, Davie sal weet, wat hulle noem ancestral worship. Hulle aanbid hulle voorvaders, en hulle aanbid na hierdie gode toe. En die vrymeestelaars van baie van daai weet presies, hoe om in die tweede hemel in te gaan en te aanbid die gode wat daar is. En in Handelinge praat Paulus baie duidelik van Artemis en hierdie beelde wat hulle maak. Nou, ons sien dit as beelde, maar hierdie beeld verteenwoordig die gevallig engele wat die gode is in die tweede hemel. Bouwer het vanoggend vir my gesê, en ek wens ek het tyd, dat ons net vir hom kan vra, maar miskien kan hy dit vertel. Kan ek deel van hoe hulle maak met die stropery, Bouwer? By die renoster stropery. Miskien moet ek jou net vir 'n oomblik vra, dat jy net kom staan, laat jy net uit jou mond uit hoor,
wanneer mag hulle toegang hê en wanneer het jy gesê kan hulle aanbid wanneer hulle kontak maak? As jy daai gedeelte. So in oorlogvoering is daar verskillende dimensies. Jy het jou strategiese vlak, jou operasionele vlak, jou taktiese vlak, tegniese vlak. So in die wêreld, as ons gewoonlik as ons daai dimensies aanspreek, dan glo ons gaan oorwinning behaal. Maar die belangrikste dimensie is die spirituele vlak. En georganiseerde misdaadstrukture maak by uitstek daarvan gebruik deur na hulle Sangomas of ook al te gaan. En in 'n stropery is dit pertinent, kan jy dit sien ook. Hulle sal nooit op 'n operasie gaan voordat hulle nie kontak gemaak het nie. En as jy dit nie weet nie, dan is dit maar soos iemand slaan jou en jy sal sê, kyk hier ref, want iemand slaan my. As ons nie die spirituele vlak aanspreek nie, hulle weet dit baie duidelik. The one with the strongest God wins the battle. So, hulle gaan en dit gebeur in cash and transit, dit gebeur in alle geweldsmisdaad ook. Hulle glo hulle word, baie keer kom hulle glo hulle word onsienlik gemaak. Maar hulle sal dan ook, as hulle suksesvol is in 'n stropery, daai dier se liggaam mutilate, stukke uitsny en terugvat na die Sangoma. So daar is 'n definitiewe spirituele dimensie wat ons moet bewus wees van. En as jy nie bewus is daarvan nie, dan gaan jy die battles verloor en jy gaan nie weet hoe. Amen. In hierdie battle is meer as 6000 jaar oud, want hy kom uit Esegiel 28, wat Lucifer uit die derde hemel uitgegooi is en op die aarde gegooi is, en as die slang het hy Eva verlei en Adam en Eva is uitgesit uit die tuin uit. So hierdie geestelike battle wat Bouwer van praat, is encounters wat hulle moet hê met die tweede hemel. En dit gebeur in die stad van ons. Ek het foto's, ek het nou nie hier nie, ek kan dit aflaai. In Bloemfontein hierdie week, in 'n plek waar ons waar hulle 'n altaar gebou het. En skoolseuns het begin daarmee. En ons het uitgegaan, en ek kan vir julle sê, daai altaar was klippe opgestapel so hoog, gras boop op gesit, en dit onder ons aandag gekom, en mense gebruik het vir oorlogvoering, of om in die geestes, in die dimensie op te gaan. In die tweede hemel, dan doen hulle astral projection. Maar dis nie waar ek wil uitkom nie. Dan wil ek sê, wat met die toring van Babel gebeur, wat in Bloemfontein gebeur met 'n altaar, is presies dieselfde ding. 'n Altaar is 'n connecting point, toring van Babel is 'n connecting point to the second heaven. En dit is net deel van net die begin om vir julle te sê wat gebeur met the remnant. Hulle sê, when the Most High divided the nations, their inheritance, when the Most High divided the nations, nadat dit die toring van Babel plaasgevind het, het God gesê, ek is klaar met die nasies. Ek is verby klaar met die nasies. Hy het gesê, ek gee hulle oor aan hulle gode. I'm giving them over unto their gods. Julle kan dit lees, Deuteronomium 32 vers 8. When the Most High divided the nations, their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. En dan staan daar, for the Lord's portion is his people. Jacob is the lot of his inheritance. So God het by die toring van Babel gekom. Hy het gesê, al hierdie gode, hy het vir hulle gesê, julle kan almal kry, ek soek een porsie. Give me a remnant.
En hy het met Israel begin. So uit Israel uit is die verlosser Jesus Christus gebore. So dit is die kort in die verklaring wat ek vir julle wil gee van die remnant. Dan in die remnant moet ons die volgende sien. In the last days, nou kom ons terug. In die laaste dae het Vader God weer 'n remnant, want dit vloei deur die ou verbond, deur die nuwe verbond, en dit is nie net vir dit het gebeur in die Ou Testament, dis verby en dis oud. Wat in die oud gebeur, gaan oor in die nuwe. En ek wil vir julle 'n paar skrifte wil ek vir julle gee, om vir julle te wys. Openbaring 12. And I hear a loud voice in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God and the power of Jesus Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuses them before the Lord day and night. And they overcame. Jy sien daar staan in Afrikaans staan daar. En hulle wat oorwin. So die wat oorwin is 'n remnant. Dis die wat nie dieselfde dink as wat die wêreld vandag dink. Daar's sekere aspekte van 'n remnant wat ons in ons hart moet verstaan. En hy sê, and they overcame him, en Jesus sê, and they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So een van die vereistes vir 'n remnant is, jy moet bereid wees om 'n Shadrach, Mesach en Abednego te wees in vandag se tyd. Jy moet bereid wees om te sê, maak nie saak wat gebeur nie. And I don't love my life unto death. So my lewe is in Christus geplaas. En hierdie woord is nie 'n woord wat ons net sommer ligtelik wil verkondig nie. Jy moet bereid wees om op 'n plek in te staan en sê dat Jesus Christus is my enigste en my eerste liefde. Want in Openbaring 2 sê hy, want hulle het hulle eerste liefde verlaat. Ek wil vir julle 'n skrif wys wat gebeur. Hierdie gedeelte, daar's 'n gedeelte in Openbaring 7. Waarin kom vanoggend, en hy gee 'n kernvers eintlik in Matteus 24. Nou as jy Matteus 24 sit hulle op die Olyfberg, dis die gedeelte waar die disippels vir Jesus vra, net voor sy kruisiging, wanneer gaan hierdie dinge gebeur? En hy lê in Matteus 24 die volgende 2000 jaar eintlik uit. Wat gaan gebeur? Wanneer dit gaan gebeur? En elke keer sê hy 4 keer daar, moenie dat enige iemand julle mislei nie. Maar in vers 15 gebeur die volgende. Waarin kom vanoggend, en hy sê vir my, toe hy 3 uur inkom, hy die heeltyd in sy gees, dat hy hierdie stir, hy sê dit maal die heeltyd in hom, hy sê my het hierdie woord gekry. Jy sien, ek het nie hierdie woord gehad nie, en hierdie woord moes deel van vanoggend gewees het, maar hy ontvang het en bring het, en is deel van wat ek wil sê vanoggend, wat baie belangrik is. Hier is 2 vers, maar ek wil hierdie eers te begin. Die oomblik is die antichrist in die tempel gaan kom sit, en homself as God verklaar, sê hy, is in Matthew 24:15, when you therefore shall see the abomination of desolation. Now, abomination of desolation
beteken die gruwel en die ewel. So, daar word 'n tempel opgerig in Jerusalem, en hulle is op die punt om hierdie derde tempel te bou. En in die middel van hierdie 7 jaar verdrukking wat gaan kom, in die middel van die verdrukking, kom die Antichrist, die seun van Satan, kom in die tempel van God, en hy gaan 'n gruwel en 'n ewel pleeg in die tempel, soos wat in die tyd van Daniël gebeur het, en net daarna, wat hulle iemand in die tempel ingegaan het en vark gaan slag daar, en 'n gruwel en 'n eweldaad in die tempel van God gepleeg het. En dan sê Jesus, when therefore you shall see the abomination of desolation spoken of Daniel the prophet. Jy sien, Jesus verwys wat in Daniel se tyd gebeur het. Stand in the holy place, who readeth him, let him understand. Hy sê dat die een wat hierdie gedeelte lees, laat hy dit verstaan. Maar in vers 13 sê hy, ons gaan net bietjie terug. But he that shall endure unto the end, that same shall be saved. Die ander vertaling sê, but the one who endures and bears up under suffering to the end will be saved. Jy sien, daar is 'n eerste groep in hierdie verdrukking wat weggeraap gaan word, maar dit gaan nie 'n groot deel wees. Hulle noem dit 'n oorblyfsel, waaroor ons vanoggend praat. 'n Oorblyfsel is 'n klein groepie wat se lewens uitverkoop is. Daar's 'n paar karaktertrekke, maar ek gaan nie deur alles gaan nie. En een van hulle is, jy moet Jesus Christus lief hê bo enigiets anders. Met ander woorde, die kort en die maklike gestel, there must be no idols in your life. Not money, not your car, not your vehicle, not your house, not your wife, not your children, no one else except Jesus Christ. Daai moet jy klaar uitmaak. Alles wat jy gekry het, is 'n geskenk van hom af. Geen wêreldse goed kan oor mag hê oor jou en jou verhouding met Jesus Christus nie. Want dis wat gaan gebeur in laaste times. Hy sê, perilous times shall come. En ons moet weet, daar gaan 'n eerste wegraping wees. En hoekom sê ek so? Want ons kan dit sien as ons in die boek van Openbaring lees. Elke keer, Openbaring 2, praat hy van die 7 gemeentes, en by elkeen kom hy en hy sê, and to them that overcome, I shall give. En dan praat hy van die volgende, unto them that shall overcome. En so gaan hy deur die 7 gemeentes, terwyl dit op aarde is, en dan die Spirit sê unto to the churches, dan praat hy met Pergamos, hier praat hy van Balaam en Balak, en dan sê hy, repent, or else I will come quickly, and I will take, and I will fight against them with the sword of thy mouth. To him that have an ear. So hy sê vir ons, as jy 'n oor het vanoggend, en die Heilige Gees praat en bring hierdie woord vanoggend, maak jou ore oop. To him that, en dan sê hy, to him that overcome, I will give him to eat of the hidden manna. So ons sit met 'n gemeente, maar in daai gemeente kom daar 'n remnant uit wat hulle noem die overcomers. En die overcomers is nie deel van die gemeente nie. Hulle kom uit en hulle vorm deel van God se remnant. En in die laaste dae, by die lukewarm gedeelte, die lauwarm gedeelte van Laodicea, gebeur presies dieselfde. Hy sê hier in 3:12, him that overcome, I will make him a pillar in my temple. Dan praat hy met Laodicea, I know your works. En dis die enigste plek in die woord van God wat hy sê, omdat jy nie warm en koud is, maar omdat jy lauwarm is, gaan ek jou uitspoeg.
Maar dan gee hy hierso, hy gee vir hulle die vermaaning, en dan sê hy, hoe gaan jy maak, dat ek jou nie uitspoeg nie? Dan sê hy, I counsel you to buy from me gold refined by fire. Met ander woorde, daai vuur en goud wat jy moet gaan koop, gaan jy nie op 'n Sondagoggend op die golfbaan kry. Jy gaan dit by die troon van God by sy voete kry. En ek sê nie jy mag nie golf speel nie, aan watter dag jy moet golf speel nie, maar as golf jou eerste liefde geword het, dan gaan jy verseker nie, dan koop jy goud en silwer op 'n ander plek. As jag jou eerste stokperdjie geword het, jou eerste liefde, dan koop jy iets by verkeerde plek. Dit gaan oor, waar spandeer jy jou tyd? Spandeer ons tyd in die woord van God, maak ons bemoeienis met hom, of sien jy hierdie woord van God as 'n leefwoord wat nie in jou hart vasdra plek het? I counsel you to buy gold refined by fire. Hy sê, and as many as I love, I rebuke. So hy dissiplineer jou ook. En ek gaan nou oorskakel na priesterskap en hoe hy jou dissiplineer. En wat hierdie week, wat ons ervaar het, hy staan by die deur en hy klop. Hier praat hy met die 3 gemeentes, net hierna, na die 4de gemeente sê, and I look and behold, a door was open in heaven, and the first voice which I heard said, like a trumpet say, come up hither. Daar gaan die overcomers, die first fruit overcomers, die wat persecution nou ervaar het op die aarde, gaan weggeraap word. Die wat nie bereid is om nou vervolging deur te gaan nie, en wat louwarm is, gaan agterbly, dan het jy 'n tweede kans. Maar met jou tweede kans gaan jy met jou lewe betaal daarvoor. Want hy sê, jy gaan nie kan koop of verkoop nie, want jy gaan moet kies, gaan jy die merk van die bees aanvaar, van die dier aanvaar in Openbaring 13, want as jy die merk aanvaar, dan is jy nie deel van die oorblyfsel der remnant. They are not part of the remnant. Hoe weet ons dit? Ons gaan kyk in Openbaring 7, in die middel van hierdie verdrukking, kom daar 'n groot menigte aan, wat nie hierdie merk aanvaar het nie. En dit is hoekom op Matteus 24 sê, and thou that will endure, hulle wat gaan suffer en endure, hy praat van wat hier gaan gebeur, gaan hulle lewe behou. 7 vers 13. And one of the elders answered and saying to them, what are these that are arrayed in white robes? And where did they come from? And I said to him, Sir, you know. And he said to me, these are they which came out of the great tribulation. So ons sien in die verdrukking, daar is 'n verdrukking, en hier praat Johannes dit, in die woord van God, Johannes, Openbaring 7:13, en jou kleed moet gewas word met die bloed. These that are they which came out of the great tribulation, and they washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Jy sien, jy kan jou kleed net was met die bloed van die lam. En dan moet jy voor die troon gaan verskyn. So dit is deel van daai oorblyfsel. Nou wil ek vir julle sê, dis deel van die oorblyfsel. Ek het soveel onder wat ek kan sê. In die oorblyfsel, daar is so 10 punte, maar ons kan nie by dit uitkom. Tyd is te min om hulle op te noem. Maar hulle kom eintlik daar in Handelinge 8, wat Stefanus, as julle dit wil gaan lees, in Handelinge 8 van vandag, vanaand môre, van vers 5 tot 25, gaan soek jy 10 punte daar. Daar's 10 punte daar uitgesit, wat deel van die remnant is. En die eerste deel is, gaan go and preach the word of God.
Want wat het Stephen gedoen toe hy op die wa gesit het aan die Ethiopiër? Hy die woord van God verkondig. Hoe baie getuig jy oor Jesus Christus? Loop jy oor van hom? So, maandagoggend het ons ingestap. Wanneer julle weet, en die wat nie was nie, ek wil net verduidelik. Ons het 'n priesterlike kleed ontvang van dames van Kaapstad wat dit geweef het van the First Nation people wat die Khoisan was en hulle het dit profeties vir ons kom oorhandig. En hulle het die kleed, die priesterskap van Openbaring 1 vers 6, kings and priests, is 'n office, 'n ampt wat jy beklee. Dis nie 'n persoon wat 'n priester is nie. Die ampt van rolpriesthood behoort nie aan 'n persoon nie. Dit beteken jy kan dit beklee soos wat jy 'n titel het om 'n dokter te word, of jy word 'n generaal of 'n luitenant of 'n korporaal. Jy kan dit nie, jy beklee daai ampt en jy trek dit aan en dis autoriteit wat jy moet stap. En toe ons van sonship in beweeg na priesthood toe, het ons nie geweet waarvoor ons aangemeld het. En ek wil dit vinnig sê, ons het maandagoggend ingestap op die altaar. En toe ons maandagoggend instap, en ons kom in die oggende 5 uur in vir gebed 5 tot 7, en toe was dit net stil. En Barend wat sien in die gees, en Barend miskien kom staan en kom sit net hier voor, as jy nie omgee nie. Ek wil jou net bietjie nader hê, as jy iets moet verduidelik en sê. Barend sien in die geestelike riekalm. Nou wil ek om 'n vraag vra, wat julle al baie keer gewonder het. As jy engele sien, antwoord net, het al die engele vlerke of het bin engele vlerke? Bin het vlerke. Okay, wat sien jy? Is julle nuuskierig om te weet wat hy sien? Wil julle hoor? Verduidelik vir ons, wat sien jy? Okay, so eerstens om mee te begin. Ja. Ek sien net wat die Heilige Gees wil hê ek moet sien. So baie keer dan voel ek hulle, dan sien ek hulle glad nie. Ander kere sien ek net 'n lig. Maar dis nou ook waar discernment, die mens moet die Here vertrou om jou discernment te gee sodat jy kan onderskei, is die wat jy nou sien, is dit 'n engel van God of is dit 'n gevalle engel? Want hulle kom ook in 'n vorms van lig. So Ek wil net daar stop, ek wil net iets sê. Hy sê partykeer voel hy hulle. Nou ek het geleer, as jy sensitief is en jy sien hulle nie, en ons doen aanbidding hier, en dit voel asof jou hele rug word yskoud. Dit is hoe ek dit ervaar. Jy voel yskoud, terwyl jy aanbid, jy raak koud van jou bo rug af, voel jy voel net hoendervloer, maar dit voel koud. Dan weet ek, daar's 'n teenwoordigheid van engele om ons of een is daar. Want hoe ek dit weet, ek voel die engel, ek voel die hoendervleis, dan sit Barend daar, dan kom hy na my toe, dan sal hy vir my sê, daar was nou 'n engel so en so, wat agter my of by my verbygeloop. Dan sit jy die dots by mekaar, en so begin jy dit nader aan te erken. Okay, nou vertel ons nog. Okay, so, en dan, as jy hom nou die hele engel sien, Ja. so as jy die Heilige Gees dit toelaat, dan dis nie altyd so mooi soos wat ons nou die prentjies wat ons in ons kop het nie, want hulle lyk maar vreemd. Dis nie eintlik iets wat jy vir mense kan verduidelik nie. Soos wat julle in die woord sien, party van hulle oë en wiele en almal het minderheid het vlerke soos wat ons verstaan. Hoe groot is hulle? Van hulle is klein en ander is groot. Hulle is maar verskillende groottes. En die ander ding is, mense moet dit gewoond raak, want mense raak vreesbevange. As jy
ontmoeting of 'n Encounter. engel. In die begin het ek was dit vir my baie moeilik. Ek het dit begin gewoond raak, maar mens kan selfs gaan kyk in die woord ook elke keer wat mense in die woord met 'n engel te doen gekry en dan was hulle getremel. So dis nie so altyd so man. So terwyl hy daar staan, wil ek net sê, ons het maandag ingekom en ons het nie 'n woord gekry nie, dit was stil. En as jy nie 'n woord kry en is stil, dan weet jy moet begin bely. En ons begin sondes bely. As jy nou vra, wat moet jy bely? Gaan lees Markus 7, vers 20. Hy sê, alle sondes kom uit jou hart uit. En omdat daar sondes uit jou hart uitkom waarvan jy nie bewus is nie, gaan lees daai sondes. Jy het hoeveel goed waarvan jy nie bewus is nie, wat jou hart, dis waartoe ons wil beweeg, staan skuldig voor God. En ons begin bely maandag hierso. En ons lê net neer, ons weet, ons is besig om 'n priesterskap in te beweeg. En Vader is besig om iets voor te berei vir die manne en vir wat kan kom in die tyd vorentoe. En die Dinsdag, toe kom hy na my toe kry hy weer 'n visie. En nou kan jy jou visie deel van dit. Ja. So ja, toe kom jy 'n engel in Dinsdagmôre en ek het klomp engele gesien, maar soos ek vir hom ander het gesê, toe sê ek vir hom, ek kan nie sien wat is hier aan, wat doen hulle en wat. Ek weet net, hier's baie engele, maar daar's een wat die Here my toelaat om te sien wat doen hy. En hy het hier op die altaar kom rondbeweeg, en hy het so 'n skaal, amper soos daai een wat daar agter is, in sy hande, en hy het met hom hier rondgeloop. Okay, dit was Dinsdag. So wat beteken 'n skaal? Kom ons maak dit eenvoudig. Wat doen jy met 'n skaal? Jy weeg. As 'n engel met 'n skaal loop, wat kom doen hy? Kom weeg. So ons weet jy is nie op 'n goeie plek nie. Of jy is op 'n goeie plek. En as jy geweeg moet word, en ons het gebid en ons het repent, en al wat daarin sien, is die engel met die skaal. Maar ons het al geleer, as jy die engel met die skaal sien, en daar gebeur nie iets in ons gebed nie, kom ons terug môreoggend, dan kyk ons na hoofstuk 2. Ons is nog by hoofstuk 1. So ons moet bely. Nou die volgende dag, Woensdag, toe kom ons weer terug. En nou kan jy deel. Ja, so toe kom die engel en hy sit die skaal op die altaar neer. En op die skaal sien ek net 'n hart, maar ek sien hom nie aan die linkerkant of aan die regterkant nie. Ek het net die hart gesien, en toe begin die Heilige Gees te bedien, en op verskeie maniere. Daar's soveel vlakke van hoe jou hart geweeg word in die koninkryk, in jou stap met Vader. Is jy 100% uitverkoop in jou hart vir hom? Is hy jou eerste liefde? Het jy bitterheid? Het jy trots? Hou jy daarvan as mense dink jy's 'n siener, of hou jy daarvan as mense dink jy's heilig, of al daai data. Ons het vir die hele oggend deur al hierdie goed gegaan. Net bely. Ek wil net vir julle sê, as julle die woordjie hart lef in Hebreëus, as jy hart intik in die konkordansie, verskyn die woord hart 800 keer in die skrif. Dit is een van die mees herhaalde woorde in die Strong's konkordansie wat jy kan kry, is die hart. Net in Psalms dink ek kom hy 99 keer voor. So Dawid was 'n man na God se hart. Dis hoekom hy 99 keer in die woord oor die hart kom praat. Spreuke het soveel wysheid wat jy gaan lees Spreuke en gaan onderstreep elke plek in Spreuke. 31 hoofstukke en dan een vir elke dag, maar vat hom en dan onderstreep jy die woordjie hart. En kyk, want hy begin om te sê dat die oorspronge van die lewe kom uit die hart uit. Die oorsprong van alles, van jou hele menswees,
wie jy is, waar jy in jou verhouding staan met jou Maker, staan jy vanoggend en jou hart is op hierdie weegskaal. So dis waartoe ons, wat die Heilige Gees ons besig is om te vat hierdie afgelope week, en hy wys my net, the Holy Spirit just started to show me, David, that the transition from sonship to priesthood is not smooth, it's uphill. But it's joyful if you are in the Lord. Daar's vrede en vreugde in hom. En ek het al gesien dat ouens wat wedlope hardloop, jy kan bietjie kyk, Richard het nou onlangs, my seun het onlangs, het is so tyd terug, het begin hardloop. Daar's niks so sleg soos 'n opdraande nie. Is ek reg, is ek? Maar weet wat is die lekkerste? Ek hoop dat jy dit voltooi. As jy klaar met die wedloop gehardloop het. Hy sê, the higher price of your calling, you have to endure unto the end. You have to, dis polishorts. Dis daar by die Comrades waar hulle gestruikel het, waar hulle nie kan. Ons is nou in polishorts. Ek sê nie Bloemfontein al die nie, but we, the house, is in polishorts. The Lord is taking us by His hand. En ons het gedink, en die boetas vir wie die Heilige Gees gewys het, wat die kleed aan, hierdie is nie, hierdie is nie 'n parkeran, jy weet hier by Neville Hill, doen hulle 'n parkeran, oud en jonk en vet en maar, almal kan parkeran, dis lekker, almal is maklik, almal neem deel, maar almal kan nie Comrades nie, en almal wil, maar jy kan, maar jy moet polishorts deurgaan. You have to. En die manne wat gaan ek verstaan, en ons is amper klaar. Maar ek wil vir julle sê, daar's 'n higher price en 'n higher calling. En wat ek net vir julle sê, dit wat die Heilige Gees vanoggend neersit, gaan vervolg. Hierdie woord gaan aangaan. En dis hoekom, vir party raak hierdie bil te styl, en hulle sê, maar, ons kan nie meer hierby, ons stel nie belang nie. En julle kan sien, hier is iets besig, daar's 'n sifting besig, om in die liggaam, there's a sifting started to take place, wheat and tares en alles wat daarmee saamgaan, wat besig is om plaas te vind. En in hierdie tyd wat kom, gaan ons kyk en ons wag, maar al wat hierdie het met heiligmaking te doen. En ek het dit Woensdag gesê, sê die kern van priesterskap, en wat die Heilige Gees vir my kom sê, Melchisedek is nie anders as Levi, Levitical priesthood, waar ons gesê het, waar Aaron en sy seuns, Chris het Dinsdag gevra die volgende, ek moet dit net vir julle neersit, hy het gevra, gee vir ons die definisie van priesterskap. Wat is die saamvat of priesthood? En ek het lank gewag en ek het nie die antwoord gehad, maar in 'n oomblik toe drop die Heilige Gees, Exodus 28 vers 1, hy sê, and take you unto you, Aaron your brother, Aaron your brother and his sons with you from among the children of Israel. Okay, nou kyk die volgende prent. Manne, dan gaan hierdie ding so duidelik soos daglig word vir ons. Eerstens, daar's 'n nasie. Nasies by die toring van Babel. Wie kom uit die nasies uit? Israel. Stem julle saam? So Israel kom uit, dis die gemeente. Wie kom uit Israel uit? The sons of Aaron. Die staan. From among the, take Aaron and his sons from among the children of Israel, so that they minister unto me.
Is Israel uitverkies? Verseker. Is Aaron en die sons uitverkies? Verseker. Maar wat is hulle anderste? I've set them apart to minister unto me for a holy calling. In the last days, it will be the same. The Lord will take out a remnant and He will put on them a priestly garment so that they can minister unto them as a remnant in cities over the world and in nations. Ek hoop dit maak vir julle sin wat ek sê. Want in priesterskap is daar 'n autoriteit wat nie 'n mens die oomblik as jy in trots staan gaan gediskwalifiseer. Die oomblik as jy op jou knieë, hande en voete ingaan, op jou aangesig voor die troon en jy's niks nie, want jy sien die priesters het 'n baie alleen lewe, set apart life gelei. Hulle was nie in die publiek in aansien van almal, hulle het 'n set apart life gelei. Ek sê nie jy mag nie in die publiek gaan nie. Hoor die konteks wat ek vir jou sê. Hulle was besig, they were busy ministering to the Lord. Die volk is uitverkies, Israel is uitverkies, maar uit dit moet daar iets gebeur. The priesthood is die mechanisme to turn the kingdom of darkness and to push darkness out of your nation. Nie net intersessie nie. Jy kan intercede so tot jy blou word. Jy kan ons vra. Ons het intersessie gehad, dan stry die manne hier. Ons het gister het ons hieroor gepraat. Baie keer gebeur daar evil in jou intercession. En die ouens vat mekaar openlik aan en deen wil vir die mic gaan, en deen wil dit gaan. En jy raak so religious in jou intersessie, maar ons bid dat die spoeg spat en op die eind van die dag, al wat gespat het is die spoeg, maar niks het gebeur. Nothing moved. I'd rather have one priest that's living a fearful life before the Lord, and he can go into the closet, into the set apart place like a Daniel, and then he can change the whole nation around because he knows the appointed times. So Vader, dankie net vir die oggend. Dankie vir die woord. Ek bid dat U deur die Heilige Gees manne se harte gaan aanraak. Al is dit nie nou in hierdie oomblik nie, maar in hierdie dag of in hierdie week of oor hierdie naweek en sê, Lord, I report for duty. Ek meld aan vir diens. I want to be part of this set apart people, this remnant. Al is dit hulle in hulle alleenheid in hulle binnekamer. Ek meld aan, al is jy op straat, the Lord can use you as a priest on the street to minister unto your people on the street. There's nobody that can minister unto them the word of Jesus Christ. The Lord placed you here to go out from this place, and He will put the word of Him in your heart to go and minister unto the streets. So as niemand vir hulle wil sorg en bedien met die woord, gaan Vader hulle hiernatoe stuur to receive the word and to receive training from the word of God and be sent out to go and minister to the street people because they need Jesus Christ. So Lord, thank you for this morning. We praise your mighty name. I praise your name for your word this morning. This is not a word that can make us fearful, but rather convict us because you are Lord. We want to praise Him. This is not about heaven and hell. This is about the higher calling. I'm stretching myself out for the higher calling in Christ Messiah. And we give you praise and honor in the mighty name of Jesus Christ for this morning. Thank you, Lord, for your word. It's not from me. It's only the Holy Spirit
that can reveal and release the word through one of us or through me. I give you praise and honor, and I thank you. Thank you, Lord. Amen and amen. Man, ons kan die Halleluja. Ek is gereed, ek meld aan vir diens. I report for duty. As jy aanmeld vir diens, jy weet in jou hart, ek gaan nie 'n manne laat staan nie en aanmeld en hulle onder druk plaas nie. Jy sal self kom op die regte tyd. Jy sal self kom. So ek gaan vir jou hand gee, maar voor ek kom gee, daar's die offering mandjie, dan doen ons die priestly blessing. Dankie Chris, jy kan weer daai lied van Bouwer wat hy geskryf het vir ons. Kan jy saggies opsit en dan is klaar as dit ons maak. Amen. Dierbare Boetas, ek wil net van ek sê, ek kan 'n paar skrifgedeeltes uit my kop sê, maar ek het myself baie keer betrap. Dan kom ek met iemand wat anxious is. En dis die kaartjie waarvan André gepraat het, en ek gaan uit my pad uitgaan om te kyk dat ek volgende week vir elkeen van julle een van hulle gee. Maar die Here lê dit net vanoggend baie swaar op my hart. Hy sê vir my, hier is iemand onder ons geleerdere wat met bitterheid en onvergewensgesindheid in sy hart gebeur. En André het die vraag gevra, verstaan ons, Boetas? As jy hier sit in die wêreld, gaan jy nie verstaan dit anders. Maar as jy hier sit in God se verteenwoordiging, gaan jy verstaan. 'n bekende man van God het gesê, jy begrawe jou revenge om dit weer te gebruik as iemand jou te nakom. Jy moet dieselfde groter genade waarmee jy vergewe is, gebruik om ander te vergewe. En nou wil ek net afsluit deur die volgende te sê. Soos André sê, hy meld aan. En ek doen dit namens myself en julle ook. I rather walk alone on the narrow road than in a crowd on the broad wide road. Amen. Ag en ek wil net graag vir my ou seun 'n kaartjie gee, ou Jan. Jan, kom ek vir jou gee. Kom ontvang van jou pa. Jou aardse pa. Dankie. Ag en iemand wat ek ook wil uitsonder vanoggend vir sy profetiese uitsprake. Waarin ek graag gee. Halleluja. Ek sal volgende week probeer om vir julle elkeen. Amen, halleluja. Manne, kom ons staan. Dan spreek ons priesterlike seën uit. Luister hierdie lied, hy sê, what God has blessed, no one can curse. Sê bietjie net amen daarop. Amen, halleluja. Amen. What God has blessed, no one can curse. So elke keer as jy deur 'n trial of a tribulation gaan, onthou net die volgende, I am the blessed of the Lord. Ek is die geseënde van die Here. Maak nie saak waar jy is nie. Hy kan jou vat van die straat af na 'n plek waar jy werk het, huisves en 'n dak oor die kop. It's just a measure of faith must increase in Christ Messiah. Thank you, Lord. We praise your mighty name. En jy het aan die straat. Jy kan nie daar, nou sê ek 'n measure of faith. Jy kan nie op straat bly as jy nie geloof nie. You cannot survive on the street without faith. So all that you have to do, you take that same faith that you survived all the years and you put it now in Christ Messiah as your Redeemer. So Father, we praise your mighty name. I release the priestly blessing now over my brothers. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha V'Yuchanecha. Yesa Adonai Panavelecha Yevashem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Amen. Hallelujah. Dankie Chris.